Ek groet u. Goeiemôre. Dit is Sondag die 31ste Mei. Kom ons praat. Ons titel hierdie boodskap die finale skeiding. As 'n patroon geweef reg deur die bladsye van die Bybel. En dit is die konsep van skeiding. Die prinsip daarvan is dat dit wat God begin, maak hy klaar. Die begin bevat die patroon van hoe dit eindig. Jesaja 46 vers 9 sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag, sal ek doen. God is nie gebonde aan tyd soos u en ek nie. God is in die begin, hy is ook aan die einde van enige saak. Hy is altyd daar op dieselfde oomblik, begin of die einde. Hy het die begin geskape en hy het net so ook die einde geskape van elke saak. Apostel Paulus het dit verstaan toe hy in 1 Korintiërs 15 vers 21 tot 34, dit is die hoofstuk oor die opstanding, toe hy daaroor geskryf het. Hy verwys terug na Adam om te verduidelik wat gaan gebeur met die gelowiges se liggaam by die laaste basyn. Apostel Petrus het ook hierdie konsep verstaan. 2 Petrus 3 vanaf vers 5 praat hy van die dag van die Here en hy verwys terug na die skepping. Ook Jesus, toe hy uitgevra is oor die eindtyd, in Matteus 24 vers 38, verwys hy terug na die dae van Noag en ook toe hy gepraat het oor die dae van Lot, in Lukas 17 vers 28 en 29. Hy verwys na die verlede om die toekoms te kan verduidelik. Genesis wys vir ons hoe God skei, bymekaar maak en verander. Antwoorde is daar. Dit is hier waar dit tot die punt kom, want dit is die kern van dit alles, die skeiding. Nadat God die lig gemaak het, in Genesis 1 vers 3 sê die Bybel dat hy skeiding gemaak het tussen die lig en die duisternis, was in vers 4. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is badal, om te skei, om te onderskei, om af te sonder, om te onderverdeel of om te verwyder. Ons vind dit 3 maal net in Genesis 1. God bedaal die lig van die duisternis. God bedaal die waters wat onder die uitspansel is en die waters wat bo die uitspansel is. God bedaal die dag van die nag. Skeiding is nie toevallig in die skepingsverhaal nie. Dit is die hele skepping self. God skep deur te onderskei. Hy bring orde deur afskeidings te maak wat nie voorheen daar was nie. Ons sien dit ook 'n voorbeeld hiervan in Esra 6 vers 21. En die kinders van Israel wat uit die ballingskap teruggekeer het, het dit geëet en elkeen wat hom van die onreinheid van die nasies van die land afgesonder het, afgeskei het, om saam met hulle die Here, die God van Israel te soek. Die konsep hierin van 'n God wat neerbuig in sy skepingsorde en 'n groep mense afskei, is bedaal. Dit is wat die Genesis patroon is. Ons vind dit ook in die Nuwe Testament, Matteus 25 vers 32, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Die Griekse woord wat gebruik word in 1 Tessalonisense 4 vers 17, is weggevoer, harpazo, wat beteken om weg te raap, om weg te ruk, om weg te neem met geweld. So God red nie net nie, hy skei af, hy het nog altyd geskei, want dit is hoe hy werk. As jy oplettend is vir hierdie bedaalpatroon, sal jy sien hoe dit reg deur die Bybel gebruik word. Genesis 7 sê God vir Noag om in die ark in te gaan. Eerste vers daar sê hy, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig gevind voor my aangesig in hierdie geslag. So Noag is gespaar van die vloed, maar eers is sy eenkant gesit. A set apart, so sê Engelse teks vir ons sê. In vers 16 is dit God wat die deur van die ark sluit, nie Noag nie. So oomblik in 'n goddelike skeiding voor die vernietiging begin, voor die vloed begin. So sien ons Lot in Genesis 19. Vers 15 sê, en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm
Toe gryp die man hom en sy vrou en 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. So hulle het hom fisies met geweld gegryp. Die Hebreëse woord wat hier vir gryp, kafsak, geweld, sterkte, om te oorrompel, dit is ook gebruik in die storie van Samson, toe hy die Filistyne verslaan het. En dan sê die engel in vers 22 van Genesis 19 vir Lot, vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Oordeel is teruggehou, is uitgestel, totdat hierdie skeiding voltooi is. In Egipte het God 'n lyn getrek tussen Israel se grondgebied en die van die Egiptenaars, toe die plaag die Egiptenaars getref het. Eksodus 8. En God sê in vers 23, ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. 'n Verlossing, 'n skeiding. Die oordeel val op Egipte, maar Israel bly onaangeraak. Die patroon bly vas. Skeiding kom voor oordeel. Preservering kom voor vernietiging. Bedaal kom voor God se oordeel. Ons sien iets wat later in die Nuwe Testament ontstaan het nie. Dat dit begin in Genesis en loop reg deur die Bybelverhaal. En so bring dit ons by die wegraping. Die boek van Daniël, hoofstuk 9, beskryf die finale periode van mense se geskiedenis voordat God se oordeele val op 'n Christus verwerpende wêreld. In Hebreëus is dit nie 7 dae nie, maar Shabua beteken 7 jaar weke of net 'n eenheid van 7. Dit kan nie 7 dae of 7 jaar beteken. Daniël 9 het dit 7 jaar beteken. Dis 'n finale periode van 7 jaar voordat God die mens se geskiedenis soos ons dit vandag ken, gaan afhandel. Genesis begin met 'n skepingsweek van 7 dae en Daniël sluit die geskiedenis af met 'n finale week van 7 jaar. Dieselfde woord, dieselfde patroon, dieselfde God. Dit is hoe God die outeur hiervan sy naam teken oor die einde van elke verhaal. God het die begin ontwerp, hy het ook die einde ontwerp. En hy gebruik dieselfde patroon om die verband daartussen te toon. Die God van die Genesis 1 en die God van Daniël 9 is dieselfde God, wat werk vanaf dieselfde patroon, is vir dieselfde bloudruk. As God met dieselfde 7 patroon in die verdrukking werk, kan ons die vraag vra, kan hierdie patroon voortgedra word? Gaan God 'n skeiding bring voor die finale 7 begin, soos hy gedoen het voor die eerste 7 begin het? Ek glo die antwoord is ja. Eerste hoofstuk van die Bybel bevat die Hebreëse patroon wat die hele konsep van die wegraping beskryf, wanneer dit gaan gebeur en waarom God dit bepaal het soos wat hy dit bepaal het. Skepingsverhaal het alles te doen met die wegraping. As ons dus die wegraping konsep wil verstaan, die wegneem van die kerk van Jesus, kan ons maar net kyk na die Genesis patroon. Ons weet daar is nie 'n Hebreëse woord vir die wegraping as wegraping vertaal word nie. Die woord wegraping kom van die Latynse woord rapio, 'n vertaling van die Griekse woord harpazo. Konsep van God om skielik met geweld en liefde sy kinders van een plek na ander te neem, vind ons reg deur die Hebreëse Bybel. Genesis 5 vers 24, het jy nog nooit gesterf nie. Hy was weggeneem, lafka, hy was gegryp, hy was geskei van 'n gevalle wêreld, voordat hy die dood sou smaak, voor God se oordeel, die vloed, uitgestort is. In 2 Konings 2 vers 1 het Elia ook nie gesterf nie. Hy was Allah weggeneem, opgelig voor die profetiese swye, of stil swye voor die koms van die Messias. Die een van hulle het die dood gesmaak nie. 1 Tessalonisense 4 vers 17, die apostel Paulus nie 'n vreemde patroon vir gelowiges voorgehou nie. Dit was 'n patroon wat die Jode geken het vanuit hulle eie geskrifte. Die God wat Henog en Elia weggeneem het, is dieselfde God wat die kerk gaan wegneem voor die verdrukking. Dis die waarheid, dit is nie om argumente te wen nie. Gelowiges verskil van opinie oor die tyd daarvan, en dit sal nie verander nie. Maar Genesis 1 maak een ding duidelik, skeiding voor God, vooroordeel is God se patroon, en dis nuwe gedagte of 'n idee nie. Dit is in die skepping ingebou, en dit wys God se karakter.
Dieselfde God wat lig van duisternis geskei het, wat Lot uit Sodom gebring het voor die vuur, wat die deur van die ark gesluit het voor die vloed, sal nie sy mense agterlaat om sy wraak te ontmoet nie. Romeine 5 vers 9 sê, veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. En 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Jesus Christus. Die Openbaring 3 vers 10, wat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Die Griekse woord sê, uit die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. God se kinders gaan nie sy wraak beleef nie. Skeiding kom eers elke keer voor vernietiging. Die wegraping is nie 'n nuwe gedagte van 'n onlangse prediker of van John Darby nie. Is ook nie 'n weghardloop storie van mense wat bang is vir verdrukking nie. Dit volg 'n patroon wat in die Genesis begin is, belofte wat in die skepping ingebou is. En ek sluit af met Lukas 21 vers 28. As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Lekker vooruitsig, heerlike vooruitsig. Ons is lief vir sy verskyning. Mag die Here u seën. Amen.